Liefde kos nie 'n fortuin nie. Ek was al by troues wat duisende rande gekos het, maar leeg gevoel het. Dan was ek al by sakpas troues wat gevul was met soveel liefde. Haar trou het R31.000 gekos en was een van die lekkerste sakpas troues waar ek nie net opgetree het nie, maar ook gehelp het om dekor te maak. Hier om te gesels oor haar begroting self doen troue en liefde na die tyd, is my ander helfte se helfte, my skoonsussie, maar skelmpies ook my eie sussie, Annemieke Marits. Mieke, dit is vir my verskriklik lekker om jou hier by Seremonie Monster Potgooi te hê. Voordat ons verder gaan, ek nooi graag gaste wat lelik met my praat op sosiale media en wat my kritiseer, nooi ek na my studio toe om net hierso uit te sê wat uit te kry wat jy moet uitkry. So toe ek nou die eerste episode gelons het, toe sê vir my potgooi is vir jou, ek gaan nou nie die woord noem nie, maar 'n aaklige naam. So ek wil net by jou hoor, aangesien jy kritiek lewer, wat anders sal ek dit noem? Wel, baie dankie vir die geleentheid, Jean Cadoodle. Luister, ek voel ek is in die bevoorregte posisie om wel vir jou eerlik persoonlik te kan bel en sê hoe ek voel oor 'n enkele ding wat my miskien bietjie gegrief het, maar ja, ek sukkel maar bietjie met Afrikaans, so dan podcast can be better, maar potgooi. So Seremonie Monster Podcast. Wel, jy het my Ek het vir jou 'n hele lys gestuur. so potsending, klankreeks, audioreeks, luisterreeks. Jy sê jy het 'n probleem met Afrikaans, maar imagine ek sê nou Seremonie Monster klankreeks. Kan ons net sê Seremonie Monster? Okay, lekker. Klaar. Dan doen ons dit so. Welkom by Seremonie Monster. Dit is my so lekker om jou hier te hê. Ek dink van al die gaste wat ek al op die reeks het, is jy die gas wat my die heel beste ken. Ons dis vir my regtig 'n voorreg om jou hier te hê, want ek dink jy het so 'n mooi storie agter jou storie, wat baie kykers moet weet. So voor ons aangaan, vertel asseblief vir die kykers, wie is Annemieke Marits? Nou maar goed, my naam is Annemieke. Ek het in Pretoria groot geword en by Potch Universiteit gestudeer. En van daar af toe is ek net glad nie gereed vir 'n 8 to 5 nie. Toe sprei ek my vlerke na Korea toe, Suid-Korea, 1 jaar, het 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar geword. Toe is ek bietjie Europa toe vir 'n Camino de Santiago de Compostela met die idee dat dit vir my gaan sê wat is my volgende stap. Wel, dit het nie gebeur nie. En toe is ek maar na Zenien toe. Ek het daar by 'n plaaslike koerant begin werk as joernalis en web developer. Ook maar 'n bietjie foto's geneem en rides ingegaan, so dit was vir my baie lekker. En toe het ek ook 'n dansskool begin, met 5 kindertjies en Wat nou baie gedoen. ja, dit het toe nou baie gegroei dat ek toe nou nie meer 'n voldag werk kon doen nie of verantwoordelikheid vat vir so iets nie. Ja. En toe het ek maar net die dans begin doen en ek bied dansklasse aan in Zenien al van 2012 af. Ek Nou is jy Zenien se suksesvolste dansskool. stadig by die klippe. Maar ja, ek kan myself nou amptelike Zeniener noem. En ek love Zenien en ek is maar die dansjuffrou daar, die plaaslike dansjuffrou, saam met 'n paar ander en ek doen 'n bietjie vryskutwerk nog in dit wat ek geswat het, grafiese ontwerp. So dit is ook vir my baie lekker. So ja, ek is maar kreatief waar ek kan. Dit is iets wat ek baie geniet. So ja, that is me in a nutshell. Ek's bly ons trap so vinnig in met die kreatiewe kant, want jou aantrekstyl sê vir my jy's Olga van Rusland. Ek is by Olga. Ons familie spot jou altyd as jy met 'n vreemde uitrusting uit die kamer uitgestap kom en ons gaan nou uit vir die aand of wat ook al. En vertel ons net so 'n bietjie van jou styl en wat jy aan mekaar sit. So my styl dra eintlik niemand se goedkeuring weg nie. Soos ek is heeltemal op my eie daar, ek moet al almal voorberei en sê okay, luister gou julle, onthou, ek het nou een van 3 pakkies, maar julle gaan van niks hou nie. Maar julle moet nou een kies. So ek sal sê ek kleur glad nie binne in die lyne in as dit kom by styl nie en kreatief wees nie. Ek
dis vir my baie belangrik dat ek authentic to myself stay. Mm. En ek is definitief 'n unieke tipe persoonlikheid en ek hou van vreemd. Ja. Ek hou van ietsie vreemd. Ek ja, ek geniet om my eie goedjies te maak pas of dan nou volgens die norm nie te maak pas nie, maar as ek by die huis uitstap, voel ek gemaklik. So ja, my styl kan jy nie in 'n boksie druk nie. Ek is iets van alles, maar as ek dit nou moet in 3 woorde sit, sal ek sê earthy, rustic, chic. Okay. Dis In lekker. a nutshell. En ons ken jou nou al so, maar dit is wie jy is en dit het al deel geraak van jou identiteit en dis vir ons lekker om jou rondom ons te hê. Dis vir my baie lekker Sê om vir julle my, lewe in te kleer. het jou passie vir kreatiwiteit, was dit nog altyd 'n passie? Was jy nog altyd kreatief? Ek sal definitief sê ek was nog altyd kreatief van kleins af. Kleuterskool daar het ek en my ma die grootste gevegte gehad dat haar ma vir haar gesê het, los die stomme kind. Laat sy aantrek wat sy wil. Dan pas niks by mekaar nie. Kersfeesboom deluxe. Maar dit was wat my gelukkig gemaak het en Ja. dit my en my ma se verhouding ook 10 keer beter want ek kan doen wat ek wil. So Ja. ek is nog altyd 'n individualis. Ek hou nie van mainstream volg nie. Ek hou nie van in 'n boksie wees in baie opsigte nie. So ja, my kreatiewe kant ken geen perke nie. Dit was vir my so lekker om jou na my potgooi toe te nooi, want ek dink daar's soveel bruide daar buite wat nie in die norm, wat nie in die hoofstroom wil ingaan nie, en hier is iemand wat oop en eerlik agter die skerms van Troues inklim en vir ons vandag kom verduidelik hoe werk dit as jy so 'n tipe persoonlikheid het en jy moet daai identiteit nou deurtrek na jou troue toe. So dit is vir my lekker om te gesels oor hierdie dinge en vandag gaan ons juis gesels oor doen dit self, begrotingstroue, sakpas troue, hoe mense dit ook al sê. Maar hou jy nog altyd daarvan om goeders met jou hande self te maak? Ek is mal daaroor. My hande staan nie stil vir niks nie. My hande is nie stomp vir niks nie. Ek kan baie roof kyk. Dit is vir my baie lekker om partykeer deur markte te loop, ewen deur die winkels en as ek so, "Jessie, daai is verskriklik mooi." Maar ek sal dit graag self wil aanpak. Ja. Ek is baie independent in baie opsigte. So ek wil nie hê iemand moet vir my die spyker indraai of Inkap met Inkap, kapspyker en spyker, skroefdraai. draaie in of inkap of hoe dit nou ook al sê, maar ek wil self sukkel en ek wil self leer uit die proses uit. Byvoorbeeld nou, Ja. remain teachable at all times. Soos ja, ek wil self, ek wil leer in daai opsig. Soos en sien en dit my eie maak Ja. en dit opsit in my huis. Ek wil nie net soos elke ander maatjie gaan koop in die winkel en dit in my huis sit nie. Ek sal altyd soos 'n papier-mâché bysit of 'n knopie of 'n ietsiekie om dit net my eie te maak wat pas by my huis waar alles maar tog niks pas. Ja. Ja, Imperfect perfection. absoluut. Okay, ons het nog lekker baie om uit te pak op hierdie episode. Ons gaan nou so 'n bietjie inklim in jou troudag. En ek wil so 'n bietjie in agter die kap van die byl kom. Vertel my eers hoe het jy en Rudolf ontmoet? Wel, ek was 5 maande in Zenien. Toe sit ek by 'n restaurant. My vriendin het op daai stadium daar gewerk en sy het die restaurant gemanage en hulle is toe nou met vakansie en ek sê toe nee, maar ek sal vir haar oog gooi net so want ek het toevallig daar by die gastehuis ook gebly. En hier storm hierdie man in. Ek kan nie eens onthou of ek iets geëet het of iets gedrink het of wat ook al nie. Waarskynlik ietsiekie gedrink en geëet want ek's baie passievol oor dit ook. En hier storm hierdie man verby my en kom sit by my op die tafel en begin met my Duits praat. Ek is toe net so, how weird and wonderful is hierdie persoon wat my natuurlik onmiddellik aantrek. Ja. So, en toe sê ek, hoek, toe wil ek weet, wat doen jy, wie, wat, waar, hoekom, want hy het my ge-intrigue van die Ja. eerste oog op slag af. En dit is waar dit begin het, en ek kan baie vinnig beweeg met baie goedjies, en baie vinnig praat, en baie vinnig alles aanpak. So, een ding het gelei tot die volgende ding, ons het begin saam kuier, oor en weer 'n wyntjie gedrink, bietjie gelunch hierso, bietjie gedinner daar, en
Lekker. Ja, dit is maar hoe ek vir Rudolf skuld moet het. En sê gou vir my, hoe was julle verloving? Was dit ook DIY geïnspireerd? Was dit ook 'n Ek moet sê, soos ek is Rudolfske ook verskriklik handig en ons oor naweke het ons keer op keer spandeer om projekte saam aan te pak. Of as jy wonder waar's Rudolf, dan gaan kyk in die garage. Ja, Want hy is besig met een of ander kap of uitmekaar uit en ek kan onthou, dan bou ons maar sê nou maar 'n bank of ons is besig om 'n boekrakkie te maak. Dan het hy nou hierdie idee van versinking, van hierdie houtjie moet versink en ek wil nou net eintlik klaar kry want ons is nou al 4 ure besig met hierdie projek. Maar dit was ook vir my baie mooi eienskap soos attention to detail, ja, want dit maak ook iets anders. ja, absoluut. So ons verloving as sulks was, julle, ek het daai dag nog 'n danseksamen gehad. So ek was gedaan, ek is besig om punte vir die kinders uit te stuur, ook kyk reg oor mekaar, gedaan moeg. Ons sit in ons bouma wat ons self gemaak het, bietjies stoele wat ons self gemaak het, vuurtjie brand. En die volgende oomblik is Rudolf hier langs my en ek is net so, wat doen jy? Jy's so very close, maar jy's hier onder, waarmee is jy besig? Toe sukkel hy nou, apparently om die ring uit sy sak uit te kry, julle, en ek is net so, jy is weird, en dit het seker dan nou nie gegaan soos wat hy beplan het nie, maar die volgende oomblik is daar 'n ring aan my vinger, en ek is net so uit die veld uit gestaan, ek soos hoorie so, wat 'n weird tyd, maar weer eens, weird and wonderful, ja. Dit is so cool. Dit is maar hoe daai gebeur het. Ja. So nee, niks is ordinary as dit kom by my troue, van die staanspoor af regdeur, alles was weird and wonderful. Ek onthou jou trouring was ook vir almal 'n groot skok geweest. Jou trouring was in die vorm van 'n lepeltjie met 'n hartjie wat uitgesny was. So dit was ook vir almal 'n groot skok, maar dit was een van die mooiste ringe wat ek al gesien het. Vreemdste mooiste ringe. Ja, almal het altyd vir my gevra, "Waar's jou ring?" Dan sê ek, "Hier." En dan sê hulle sê, want dit lyk soos net 'n gewone Fashion ring. Ja. Maar dit was baie spesiaal, dit is baie spesiaal, soos wonderlik. Na die verloving, wanneer het julle besluit ons gaan dit self troue aanpak, omdat julle altyd maar so passievol was oor DIY projekte? As dit van Rudolf afgehang het ons na 3 maande sign seal deliver. Ja. Maar jy weet, dan vertel die wêreld nou vir jou, kyk maar eers die kat uit die boom uit, doen nou maar eers 'n paar goedjies saam en so. Ek dink, jy sê, ek kan nie eers presies onthou nie, seker eers na 3 jaar verloof geraak, maar die res het vinnig daarop gevolg. En dit was van die begin af, sou dit 'n begrotingstroue wees. Ja. Soos, ons wou trou, of ons die finansies gehad het of nie. Ja. En ons het dadelik besluit en geweet, ons gaan die feit dat ons albei baie handig is en hou van DIY tot ons advantage gebruik. So dit het uit die aard van die saak net in plek geval. Absoluut. So dit was nie 'n daadwerklike besluit van ons gaan 'n budget trou met hê want ons moet, of ons wil 'n budget trou met hê want ons moet nie. Soos dit het net gebeur. Ek kan nie wag om nou by die monsterstasie in te klim en net bietjie te kyk, het 'n paar goeie saamgebring, so ek's baie opgewonde om dit vir die kykers ook te wys. So ons gaan nou daar inspring. Sê vir my, waar het julle begin en wat was julle eerste projek wat julle vir die troue aangepak het? Obviously spring die bruid onmiddellik weg. Jy is liries opgewonde. Ek bedoel, dit is elke vrou se droom om te trou en jy weet, jy droom jare oor die dag. So ek het begin, maar om soos almal op Pinterest te klim en bietjie inspirasie te begin trek, soos wat se rigting gaan ons, want jy kan in soveel diverse rigtings ingaan, wat is vir my mooi. Dit was vir ons baie belangrik om eg teenoor onsself te bly. Ons is baie eenvoudige mense, as ek dit so kan sê. En ek dink dit is belangrik, omdat julle doen dit self aanslag het, moet daar tog 'n identiteit deur julle troue trek. 100%. Ons is altyd baie lief vir die natuur, so ons het natuurelemente oral probeer inwerk. Baie simboliese simboliek met goedjies wat by die troue geseëvier het. En man begin met 'n storyboard en net begin
gesels. Jy weet, Ja. oor 'n sundowner of oor dinner, soos waarna ons toe moet gaan, maar jy weet, hulle sê altyd die troue is meer vir 'n vrou. Soos die man is baie gretig om net in te val, want hy wil net met die mooiste vrou in die wêreld trou, want vir Ja. elke man is sy vrou die mooiste vrou in die wêreld. Ja. So, Rudolf het definitief gesê, as hy definitief iets wou gehad het, ek weet soos ons liedjie, was vir hom 'n definitiewe ding, Madness van Muse. Nou, ek kan 2 liedjies van Muse luister, en dan wil ek iemand se kop afruk. En Muse is sy beste. So, daar moet 'n mens, So jy het hom maar ek gestaan het. ja, Ja. ek compromise, jy kry daai liedjie, maar ek doen hierdie en hierdie, dan klok ek so 5 goedjies en hy klok 1 ding, maar hy was heel gelukkig om net dit te doen, because he trusts your judgment. Hy, ons styl is baie dieselfde, earthy, rustic, ons hou baie van hout, natuurlike elemente. So, ja, dit is maar waar ons begin het, en as ek iets mooi sien, dan sê ek, wat dink jy van hierdie, wat dink jy van daai? Ja. So, en dan so het ons maar jy, nee, maybe, Okay. jy, nee, maybe, en kyk van daar af vertrek. Jy, mense sal nou dink jy het letterlik in 'n veld gaan trou, maar jy was by 'n venue gewees, 'n pragtige venue. Jy het onder hierdie in die woud in Zenien in Cheerio Gardens het julle getrou, en dit was een van die mooiste troues regtig. Ek sê nie net omdat jy my skoonsussie is nie, maar dit was regtig een van die mooiste troues en uniekste troues. Ons gaan nou net praat oor jy het byvoorbeeld Mongolian styl gehad. Ek onthou ons moes kos maak en almal het op piesangblare geëet. Jy het getrou in die woud. Daar was musiek. Ek dink ek het nog 'n boombox gedra met musiek, soos wat die mense opstap, en dit was hierdie hele ervaring troue waar ons opgestap het in Magubas Kloof se woud in, en ons het elkeen 'n stomp gekry en ons het gesit, en jy het voor hierdie massiewe boom getrou. Ek onthou dit so goed. Maar tog was daar uitgawes, en ek dink mense sal vandag op hulle rug val as ek vir jou sê dit was R31,000. Is daar 'n paar goeder wat jy onthou waarop jy definitief gespaar het? Ja. Soos blomme, ek is gek oor blomme al my hele lewe lank. Ek dink nog steeds iewers tussen nou en voordat ek die emmer skop, gaan ek iewers met blomme te doen hê. Okay. Ek weet nie, dit is net so 'n gedagte wat die hele tyd in my agterkop is, maar ek is gek oor blomme. En dan ook, as jy 'n begrotingstroue beplan, is dit belangrik, gebruik jou resources. It takes a village to raise a child, while it takes a village to get married. Ja. On a budget. Gebruik jou resources. Soos, ons bly in 'n pragtige omgewing. So ons het die natuur groei daar gebruik. Ons het letterlik eucalyptus blare gaan afsny van blue gum, penny eucalyptus bome wat daar groei natuurlik. Ons het uit hierdie tuin uit woestynrose gevat. Ons het ek het 'n vriendin wat 'n bruide se blomme en goeders doen vir 'n lewe. So sy het vir my ook gehelp wat blomme aanbetref met kosprys, teen kosprys. En sy Ek onthou, sorry, ek wil jou onderbreek. Ja. Ek onthou so goed, die dag voor die tyd toe kom jou blomme in bokse aan. En dit was letterlik net een boks, en ek is soos, gaan ons 'n hele troue met hierdie boks, en toe ons hom oopsny, toe begin die blomme lewe kry, en dit was 'n groot stres geweest. Ek onthou dit, sorry, yes. Ja, so daar het ons definitief gespaar wat blomme aanbetref, want ons het die omgewing om ons gebruik en geharvest, as ek dit so kan noem, uit die omgewing uit. So by die blomme beslis, en dan ons het letterlik alles self gedoen, en omdat ek grafiese ontwerp gedoen het of geswat het, kon ons al die goedjies die stationery van jou troue het ek self ontwerp, self uitgestuur. Ek onthou nog, ons het ons save the date uitgestuur via die pos. Meeste van die mense het dit wel ontvang. Daar is 'n paar wat weggeraak het, wat tussen hier en waar lê, who knows. En jessie, waar nog? En dan help dit ook nou natuurlik om seremoniemeesters te ken, wat ook 'n familielid is, want ja, hoe belangrik is dit vir 'n troue? So, definitief ook daar bespaar. En ja, ons het alles self onthou. gedoen.
So self geskryf en briefies wat of boodskapies wat die gaste moes geskryf het by ons troue het ons op klip gedoen. Ja, En ja, soos op die piesangblare geëet. ja. En ja, wat is toe? Ag, Jesus, ek kan nie eens onthou nie. Dit was net so natuurlik. Ek dink dit is so so soos jy wonderlik. soos wat jy praat kom hierdie hele storie en hierdie hele troue speel weer voor my af en dit is regtig iets en ek wil dit weer herhaal dat dit het nie afgesteek nie. Ek onthou julle naamkaartjies was 'n beetbol met elkeen se naamkaartjie oppie en dit het so mooi gepas by die piesangblare waarop mens weer eet om daai natuurlike element weer terugbring, die fresh market Ja. tipe effek. Dit was nie 'n buffet nie, almal het lekker self kos gemaak en alles was so lekker. Ek wil by jou hoor, as jy een ding anders sou doen, wat sou dit wees? Om met jou eerlik te wees, ek dink nie daar's enigiets nie. Ek is wat gepaard gaan met independence is maar ek is very much a control freak as you know. So dit was vir my lekker dat ons 'n DIY troue gehad het want ek en Rudolf het beheer gehad oor ons dag wat jy at the best of times waarskynlik een keer in jou lewe beleef. So you kind of want to make it count. Ja. So dit was vir my baie lekker om daai beheer te gehad het wat dit aanbetref. Dis vir my so lekker dat jy dit noem want baie keer dink ek sakpas troues of mense wat self hulle troue mekaar se dink, jy's hoe sou dit gewees het? Sou ek iets verander het as ek anders getrou het? En hier sit jy's eerlik, jy's oop, jy sê ek sou niks verander het nie. En ek dink dit is die belangrikheid, dit is die hart waar mens wil uitkom, is as jy dit self wil doen, doen dit self. Wees ag aan jouself. Wat is belangrik vir jou en jou partner? En gaan op dit. Vrede wat Tannie Jacoba gaan dink en oom Jakes of whatever. Soos dit is julle dag en dit is wat dit vir julle gemaklik maak. Almal gaan altyd 'n opinie hê, maar jy moet op die ou einde na 10 jaar terugkyk na jou troudag en dit moet vir jou tydloos bly. So of jy dit ge-DIY het of ge-keep up with the Joneses, soos wat jy ook al doen, but stay true to yourself. En dit is iets wat vir my baie belangrik is. Want jy en jou partner moet terugkyk en dit is belangrik om tydloos te bly. Jy kan nie nou noodwendig of in my opinie soos 'n polka dot rok. 'n polka dot rok is nie noodwendig tydloos nie. So as ek nou hypothetically speaking in 'n polka dot rok getrou het, gaan ek nou skelmpie se emmertjie moes kry. Ja. Want dit is glad nie nou vir my tydloos nie. So ja, dit is maar wat ek te sê het oor dit. Dit is so mooi. Ek wil gou weer terugvat na daai dag toe ek onthou dit so mooi daar onder die bome toe jy so deur daai boorde kom. Wat was jou gedagtes met jou instap oomblik? Dit was vir my perfek. Natuurlik was ek ook bietjie in myself rukkerig want ek bedoel niemand kan jou voorberei vir daai dag nie. Daar's nie 'n guidebook wat sê dit is hoe jy gaan voel nie. Dit is ook eie aan jou emosie en hoe jy goedjies beleef. Baie emosionele mens ook, so dit was baie oorweldigend, maar jy moet die pause hou, Ja. want my pa is maar ook 'n emosionele pertjie, soos maar sterk staan vir die twee van ons. Maar ek onthou een van my gunsteling liedjies het gespeel van Amelie Frans instrumental, verskriklik mooi op jou boomboxie wat jy vir ons ingedraai het. En ek kom net so afgestap, die son kom so deur die bome, almal sit daar. Troues bring mense bymekaar. Ja. En daar sit almal, kyk vir jou, unwanted attention, wanted attention, noem dit wat jy wil. Hierdie man, waartoe jy stap, kyk met die grootste oë na jou, asof jy die mooiste ding is wat hy in sy hele lewe gesien het. Ja. En jy stap net al hoe nader aan jou toekoms. Om dan hande te vat met hom en daar te staan. En alles gaan net op daai oomblik net oor jou. Alles val weg. Dit is net jy en jou man wat daar staan. En die rustigheid van die natuur met die son en die elemente wat net so mooi bymekaar kom. Ek kan dit nie vir jou verduidelik nie. Dit is daai oomblik sal ek oor en oor en oor hê. Musiek, natuur skoon en die liefde van jou lewe. Ek bedoel, what more do you want? As ek bedoel. Van die liefde van jou lewe tot een van die ongemaklikste onderwerpe wat ons nou moet bespreek. Ek ken jou hart, ek weet hoe sterk jy is,
en dit is vir my een van dit was vir ons familie 'n skok gewees, dit was vir die kykers by die huis gaan dit nou 'n skok wees, van die mooiste oomblik wat jy stap na jou toekoms toe, soos wat jy nou verduidelik het, maar dinge het nie tussen jou en Rudolf uitgewerk nie, jy is onlangs deur 'n egskeiding, 'n lang pad wat jy gestap het, en ek wil vir jou voor ons begin vir jou sê baie dankie, dat jy jou hart kom oopmaak op hierdie platform. Dit gebeur nie net met jou nie, dit gebeur met soveel ander mense. En die rede hoekom ek hierdie episode ook so bymekaar gesit het is, juist die feit dat ons niemand trou om te skei nie. Daai dag, dit wat jy nou net beleef het, en jy het so 'n mooi hart wat dit aanbetref, want jy sien altyd die mooi in mense raak. Jy en Rudolf het vir jare en jare stap julle ook 'n pad, en julle het dit probeer maak werk, tot heel aan die einde toe, en niemand kan sê julle het dit nie probeer maak werk nie. En steeds bly jy lief vir hom, steeds is daar, is julle vriende, steeds sien jy die mooi, en ek wil jou heel eerste baie dankie sê, dat jy rou en eerlik op hierdie bank kom sit, en met ons nou gaan praat oor die egskeiding, en dat jy bereid is om met ons dit te deel, want kykers sit met dieselfde, in dieselfde bootjie, met dieselfde gevalle, maar niemand praat hieroor nie, en ek dink dit is verskriklik belangrik, dat mens daaroor praat. So, jy het deur 'n egskeiding gegaan, nou onlangs, as dit bietjie rou is, hierdie is 'n platform, jy mag huil as jy wil, maar hoe het daardie ervaring jou lewe verander? Soos jy nou baie hard en duidelik genoem het, niemand trou om te skei nie, en dit is 'n taboe onderwerp. Mense kry skaam om te sê, ek het deel geword van die statistiek. Ja, Want, ek bedoel, jou gelukkigste oomblik in daai tyd wat jy trou, sal jy nou dink 'n paar jaar later, is dit jou hartseerste oomblik, om dan nou te part wat jy gedink het gaan vir ewig jou toekoms wees. Ek bedoel, niks kan jou voorberei vir dit nie. En omdat jy juist sê ook, mens werk aan jou verhouding, en mens sit die tyd en energie in dit in, maar dan kom jy ook op 'n punt, wat jy alles probeer het. ja, En jy het saam gepraat, jy het alleen gaan sit, jy het introspeksie gedoen, okay, kom ons gee dit so, kom ons skuif bietjie hier, kom ons kyk Ja. daar, maar dan raak dit ondraaglik. ja, En dat jy net geen ander pad uitsien nie. Jy weet wat moet gebeur. ja. Ek onthou so lank, ek onthou die tyd, ons het jou natuurlik baie ondersteun deur die tyd, vir julle altyd ondersteun, ons is nog steeds ook baie lief vir Rudolf, en ek onthou dit het daar 'n stadium gegaan, ons het julle ondersteun, ons het 'n pad saam met julle gestap, en daar was op 'n stadium wat dit regtig jou persoonlikheid en jou dinamika en jou mens begin verander het, sonder dat jy dit eers agterkom, soos wat mens deur daai proses probeer werk. En ek dink, dis daai proses waarna jy nou verwys, is om te sê, jy probeer, maar wanneer dit jou mens begin verander, dan gaan daar rooi ligte aan. Sou jy met my saamstem? 100%. Soos, dit is so belangrik, wanneer ek het altyd gedog, as mense skei, hulle vat die maklike pad uit. Totdat ek self voor die kruispunt moes kom en sê, hoor hierso, waantoe nou, links of regs, want reguit is nie jou opsie nie. En dan moet jy die keuse neem, van, Tot hier toe nie meer verder nie. ek is besig om myself in die proses te Absoluut. verloor. En, dis hoekom, as mense vir my sê, 'n verhouding is maklik, kan ek amper nie met jou praat nie. Ja, Ons kan nie maats wees nie, ons kan nie om dieselfde tafel sit nie. Ek kan nie dink dat ek en jy van Shiraz hou nie. Ja. Hoe werk dit? Want verhoudinge, veral huwelik, is ontsettend baie werk. And you need to work at it every day. Dan praat ek nie eers van eksterne faktore wat bykom, kinders, werksdruk, finansiële druk, hoe ook al nie. Want kommunikasie en werk tot jou verhouding is dit wat jou en jou partner by mekaar hou. En wat baie mense verkeerd het, ek so bly jy noem hierdie punt, wat baie mense verkeerd dink, hulle dink 'n huwelik is 50-50. Dis glad nie 50-50.
Dis 100%, 200. 100%. Ek stem met jou saam. Sê vir my, dink jy hierdie ervaring het jou definisie van liefde verander? Niemand kan jou voorberei vir 'n egskeiding nie. Weer eens, daar's nie 'n guidebook nie, niemand trou om te skei nie. En dit is verskriklik. Ek onthou na my egskeiding, ek dink 2,5 jaar na my egskeiding, het party mense nog steeds nie geweet dat ek geskei is nie. Ek dink baie mense gaan nou eers uitvind jy's geskei. Newsflash. Ek wil vir jou sê, hier's ook 'n verskriklike mooi storie. Ek wil jou interrupt. That's what we do. Jy het omtrent ek het myself mooi gedra in hierdie episode. Jy het omtrent 'n jaar tot 2 jaar gevat voordat jy jou papierwerk kon teken. Ek onthou hoe erg dit vir jou was en almal het hulle opinies en almal sê hoorie, julle is van bed en tafel geskei, julle het aparte lewens, maar dit was vir jou so emosioneel om papierwerk te gaan afhandel. En dit is so tipies jy. Dit is so tipies, julle het nog steeds in 'n mooi verhouding gebly, julle het nog steeds mekaar verdra. Jy's 'n diereliefhebber en julle honde was soos julle kinders wat julle nog steeds gedeel het. En tot op 'n punt waar ons gesê het, hoorie, julle moet nou klaar kry. En dit was net nooit vir jou 'n prioriteit om daai papierwerk offisieel te gaan teken nie. En dit spreek weer wie jy is. Dit het daar gelê and I saw it every day. Maar julle lag altyd vir my as ek refer na myself as 'n Taurus. I am a Taurus. Ek is hardkoppig in baie opsigte en ek is baie stadig om te kom na die partytjie toe wanneer dit 'n emosionele aanslag aanneem. Ja. Soos ek moet myself bitter mooi voorberei. Ek bedoel, ek en Rudolf was van bed en tafel geskei toe ons nou saam besluit het. Dis so, ons het nog vir 2 jaar saam gebly onder een dak. Waar ons eintlik, en ek dink dis hoekom ons 'n vreedsame egskeiding kon hê, want toe is ons weer maats. Ja. Ons het in 'n ander dinamika inbeweeg. Nadat ons besluit het, ons gaan dit nou nie kan maak as man en vrou nie. Ja. En ons het saam kos gemaak en ons het goeie vriende begin word, want ek kon nie blyplek kry met my 100 diere nie. En daai split van die diere en daai finale keer van alles, finale keer wat ek van die huis af ry, die finale keer wat ons mekaar baie sê, dis vreesaanjaend. Sou jy sê, hierdie is vir my 'n baie interessante punt waarop ek wil stil staan. Sou jy sê dat die vreedsame aanslag en die manier hoe julle mekaar weer leer ken het en langer gevat het en deur 'n proses gegaan het voordat julle finaal papierwerk geteken het, sou jy sê dit kan mense help? Sou jy sê dit is 'n opsie as so 'n opsie bestaan om mekaar op 'n ander vlak weer te leer ken voordat daar finale. You don't need to overthink it. Net wat dink jy is jou opinie rondom hierdie is 'n vreemde aanslag, nê? Dit is 'n vreemde aanslag om vir 2 jaar nog vriende en amicable met mekaar te bly en dan eers te besluit. Sou jy sê dit het meer skade gedoen of sou jy sê dit is beter? Kom ek sê gou vir jou, dit is glad nie die norm nie. En soos weer eens, daar is nie 'n rulebook wat sê jy moet dit so doen nie. Dit was vir my as individu Ja, en vir Rudolf ja, as individu ja, belangrik om vreedsaam dit te hanteer. Yes. Maak nie saak, ons albei het seer en ons albei het kwaad of ons albei het wat ook al die emosie is waarin jy jouself bevind op daai stadium. Ons albei het dit. ja, Maar om weg te stap van dit af en te besef, luister gou hierso, you always have a choice. How are you going to pursue this? Ja. How are you going to part? Jy het altyd 'n keuse in die lewe. Gaan ons kwaad wees soos 90% van die mense in die lewe? Ek dink wat dit vir ons baie maklik gemaak het, is die feit dat ons nie kinders gehad het nie. ja, So, want in baie gevalle raak kinders die collateral. ja, En jy raak half kinderagtig ja, om die kinders teen die mekaar ander op te speel. party op te jy weet, te manipuleer mee en wat ook al. En ons het glad nie daai animosity of ja, daai snaaksheid en so met mekaar gehad Ja. nie. So, alhoewel ons diere gedeel het, dit was vreedsaam. Daar was nie 'n snaaksigheid met mekaar of enigsins so nie. En jy het 'n keuse en ons albei het saam besluit, dit is nie noodwendig gesond as jy gereed voel om 'n ander verhouding te pursue of iemand anders te ontmoet nie. Ja, absoluut. En dit ek bedoel, ek en Rudolf het 'n vreedsame egskeiding, maar die volgende persoon het nie, wat jy miskien nou ontmoet. En dan
hoe kan hulle nie verstaan? Hoe kan jy nog steeds daar gaan kuier en 'n wyn drink want jy het 'n playdate met die honde? Dit is onnatuurlik. Maar vir my was dit so natuurlik, want as ek 'n streepie getrek het, ek bedoel, ek het nooit in my hele lewe gedink dat ek gaan wegstap van my troue af nie, of van my huwelik af nie. Because I make things work. That is what Ja. I do. En ek berus by my keuse. Because I chose you. How can I now just discard you? En ek dink ook Jy weet- dit gaan baie oor wat mense se persoonlikhede en wat is die omstandighede waarom jy skei. Ek bedoel as Rudolf jou nou geslaan het, dan was dit nou 'n ander storie. Dan is dit slaan nie mekaar nie. Dan was dit 'n ander storie. As jy in 'n abusive verhouding was dit 'n heeltemal 'n ander storie. So ek dink kykers moet ook dit sien uit watter oogpunt jy uitkom. En dit was 'n daar is 'n mooi manier om uit mekaar uit te gaan, maar daar is ook natuurlik Ja. almal het storie is waardes. anders. Ja. En jy moet elke skeiding op meriete hanteer. Jy kan nie sê dit is die norm. Absoluut. Soos jy moet op die ou ende jou loyaliteit moet by jouself lê. Niemand gaan sê, weet jy wat, vat jy nou maar hierdie geluk. Ek sal terugstaan nie. We live in a selfish world, guys. Soos it is what it is. Jy moet jouself prioritiseer en jy moet jou mental health en emotional health prioritiseer, want die lewe daar buite is tough. And you need to live this life as everybody else. So you need to be, jy moet op 'n gesonde vlak wees om die lewe vierkantig in die oë te kan kyk. So hoe jy daar kom, it is what it is. Dis sulke lekker gesprekke. Ek wil vir jou 'n laaste ding vra. Glo jy steeds in liefde en 'n huwelik? Ek glo definitief in liefde steeds en ek glo ook dat 'n mens leer en groei uit elke ervaring wat oor jou pad kom. So dit was vir my belangrik om deur daai trauma te werk en deur daai hartseer te gaan en daai ek was ewen skaam oor dit. Ek was 'n hermit vir 'n lang ruk want ek het geskei. Julle hou ook deel van die statistiek. Maar dit was so belangrik vir my as mens om te groei en to become the person that I need to become. En ek het ondersteuning gehad in daai opsig van my familie af, alhoewel hulle moes dit met tye uit my uittrek, want ek is nie soms ek is eintlik glad nie 'n prater nie. Ek gaan alleen deur emosionele goed, want ek gather eers my thoughts en kyk hoe kry 'n plan hoe om te cope. En ek het hulp along the line gehad, wat ek mee kon klankbord het en dit het my ook perspektief gegee van watse angle Rudolf gekom het en ek het besef dit was nooit 'n deliberate I want to hurt you nie. So ja, ek glo definitief nog steeds aan liefde en die huwelik. Dit is 'n mooi ding en almal moet definitief trou een keer in hulle lewe beleef. Ek weet party doen 2 of 3 keer want dit is so lekker apparently. Maar die huwelik is 'n mooi ding. Absoluut. As jy hom reg manage en jy live for your relationship every day. Ja. So liefde, liefde is mooi en almal moet dit een keer in hulle lewe beleef. Die volgende segment gaan Annemieke vir ons 'n paar van haar idees gee. Raad gee vir paartjies wat 'n sakpas troue oorweeg of wat 'n begroting het en so 'n paar dinge self wil doen. Ek hoop jy's geïnspireerd deur doen dit self want Annemieke het baie raad vir jou. Wat sal jou raad wees vir paartjies met 'n begroting? Daar's 2 goed. As jy besluit het op iets, bly by daai. Hou op Pinterest, hou op raad vra, doen wat vir jou lekker is en vir jou en jou partner werk. Dit gee nie om wie wat sê nie. Dit is jou dag, so bly by dit. En bly by een gedagte. Moenie begin rondspring nie, want dan raak dit 'n fiasco. Klaar. Waar kan mense geld spaar, dink jy? Like I said, it takes a village. Soos gebruik jou mense wat kan help met, Jessie, jy kan designwerk doen. Jessie, ons bly in 'n mooi omgewing. Gebruik jou natural resources om jou en gebruik jou hande. Almal is nie ewe Kreatief. handig Ja. en kreatief nie. Maar
Try it someday. You might surprise yourself. Dis baie oulike raad, ek love dit. Waar moet mense nooit geld opspaar nie? Jy spaar nooit geld. Eet 'n provietjie, drink 'n water vir 'n maand, doen wat jy moet. Jy sny nie op 'n ordentlike DJ, dansvloer. Jy sny nie op lekker kos en jy sny nie op 'n iemand soos seremoniemeester Jean Canoodle nie. Want dit dra jou troue, dit maak of breek jou troue. Jy wil nie as gas wonder, ek was al by soveel troues, dan sê ek so, kriek, waartoe moet ons nou gaan? Want niemand lei die troue nie. So hê 'n wedding coordinator of hê 'n seremoniemeester wat die mense lei en dit maak dinge net smooth loop. En dit is lekker. Jy eet lekker, jy dans lekker, jy weet waar jy inpas. Boom. Lekker. So as jy my nou wil boek my grap. Hoe belangrik is Pinterest idees en ander sources? Soos ek genoem het, almal is nie ewe kreatief nie. So party kort bietjie meer inspirasie, party gaan net 'n replika vat, letterlik, this is what I want, and that is also fine. Vir die meer kreatiewe siele, soos ek en honderde ander daar buite, is dit lekker om van 'n Pinterest af, van die drawing board af te begin, om net inspirasie te trek en te sê, jessie, ek hou van hierdie element, daai element, en dan die elemente so te vat en dit jou eie te maak. Maar Pinterest het definitief 'n plek. Om net van af weg te spring in my geval. Maar vir ander, it's your begin all and end all. So, ruimte vir Pinterest, love Pinterest. Lekker. Hierdie volgende segment is lekker vinnige vrae. Dit is een van 2 opsies. Ons wil jou net so 'n bietjie beter leer ken, net so 'n bietjie agter die kap van die byl kom. Groot troue of klein troue? Klein en intiem, 100%. DIY of koop? DIY, 100%. Pinterest of eie idees skep? Kombinasie van. Okay. Plaastroue of stadstroue? In my geval 100% blaastroue. Blomme of kersse? Best of both. Pragtige kombinasie. Wit of kleur? Wit. Koek of nagereg tafel? O, groot soetant hierso, best of both worlds. Koek en nagereg tafel. Alles. Ons kan net nagereg eet. Wat was jou grootste winskoopie tydens jou trou? My trourok 100%. Ek het letterlik Vertel. vinnige staaltjie. Ek het letterlik op Jessie Ek onthou dit nou dat jy dit sê. BH dink ek was die webwerf se naam. Ek het daai rok gesien, ek het nie eers verder gekyk nie. Ek het net so patches. Toe ek besef my liggaam is heeltemal uit proporsie uit. Ek het my maats ingestuur. Julle 'n week en 'n half later, hier bel DHL my. Ons het 'n pakkie vir jou. Daar lê 'n geel sak. So, sak. Ek is soos, dit kan nou onmoontlik. Ek het net 'n trourok van DHL, maar waar's my bulbs en my bou en so, Ja. my parcel. Sak. Ek maak hy sak oop. Hier lê my rok. Perfek. Beautiful. Ek onthou. Soos, dit was perfek. Die grootste winskoop, ek dink my rok was 2000. Ja. En ek bedoel, dit is 10 jaar terug. Maar dit was perfek. Dis nie nodig om R50,000 om 'n rok te spandeer nie. Jy trek dit miskien 2 keer aan. Spandeer jou geld op 'n DJ, kossie en 'n seremoniemonster. Hoor jy sê vir my, watse DIY projek sal jy nooit weer aanpak na jou troue nie? Ek hou soms van sukkel, so ek gaan sê niks. Okay. Maar ek moet sê met ons troue, my kraans wat ek gedra het vir my nogals Slapelose nagte gegee. Want dit is baie pertinente feature. Dit gaan op elke foto wees. Dit is soos right Ja. above your face. You Okay. kind of want to make it pretty. En my vriendin wat nou met die blomme werk het vir my as 'n trougeskenk wax flowers gegee wat ek spesifiek in my kraans weggehad het. En as jy net te vinnig of te lank vir 'n wax flower kyk, val hy af. Ja, So dit so is jou 'n kransie, sirkus, definitief. kransie om daai blomme op daai kransie te hou terwyl jy met hom werk, sirkus. Maar ja, my kransie. Beskryf jou troue in 1 woord. Authentic. Ag, pragtig.
Dit was baie mooi. Dit was so lekker om saam met jou te kuier. Vir nou beweeg ons na die monsterstasie waar ek en Annemieke ons hande so 'n bietjie vuil gaan maak en vir jou wys 'n paar van haar elemente wat op haar troue was, maar wat ons ook vandag hermaak. Welkom by die monsterstasie, waar ek en Annemieke alles self nou gaan doen. Eers self gou 'n slukkie vat. Dis lekker. Lekker. More of that. Ons het nog steeds nie 'n wynborg nie, so ons gaan nie noem wat se wyn ons drink nie, maar dit is baie lekker wyn. So enigiemand is wat wyn wil borg, nou is jou geleentheid. Welkom by die monsterstasie. Hier gaan ons so 'n bietjie inspring agter Annemieke se troue. Ons het 10 jaar terug hierdie pragtige papierblomme gemaak. En ons gaan dit vandag weer vir die eerste keer maak. Ek hoop jy onthou hoe. Kom ons kyk. Ek wil net eers gou vinnig praat oor ander elemente wat by jou troue was. Hierdie was vir my besonder. Dit was julle dankie sê geskenkie. Elke gas is huis toe met so 'n papierhokkie. Vertel vir ons wat's daar binne. Okay, so ons het ons gunsteling kruie hierso ingesit wat die gaste dan nou kon oorplant en kyk wat kom op, kyk wat nie opkom nie en net so let the love grow, sharing the love. It's a celebration after all. So ja, dit was maar die kort en bondig van die hokkie met die sade. Dis net jammer die hele spesery tyd het dit nie gemaak nie. In elk geval, hierso was julle save the date. Ek onthou hierdie baie goed want dit was so simplisties maar so mooi vir my gewees. Ons het dit gepos. Elkeen met sy posadres op. Party het dit ontvang, ander het weer nie. En ja, ons was maar besig om oor te beweeg in die digitale era in. So dit was vir my baie spesiaal om nog net te pos. So ja, dit was die begin van ons julle journey. Ja. Ons journey. Rudolf en Annemieke are tying the knot en dan was hier so 'n knoopie in die middel. Ek onthou dit was baie oulik. Okay, goed. Ek is baie opgewonde oor hierdie. Ons het miljoene van hulle gevou, so ons behoort dit nog te kan doen. Ek gaan so lank wegspring en begin plak. As dit reg is met jou, verduidelik jy vir die kykers wat hier aangaan en hoe kry mense dit reg? Nog 'n slukkie. Ons moet nou werk. Baie mense werk met slukkies hoor. Okay. So, jy kan basies enige boek vat. Dit is nogals lekker om 'n ouer boek te vat want hy het outomaties daar geel en klein skrif, maar jy kan regtig enige boek vat. Jy kan hierdie 'n kleurskema inbring met jou blomme wat jy maak of ek het net maar gehou van die neutrale kleure. So jy skeer letterlik 'n bladsy uit en dan maak jy vou hom in en dan sny jy hom in 'n vierkant, dan lyk hy nou so. So dan gaan jy nou en jy vou hom in 'n driehoek in. Dan vou jy hom weer in 'n driehoek in. Dan maak jy hom oop. Jy kan nie vou as jy wil. Dan vou jy die een na die middel toe, die een kant. En dan die ander kant ook. En dan vou jy hom terug. As jy kan sien. Jy kan sien daai kamera tel hom daar. Okay, so dan lyk dit nou so 'n bietjie soos 'n tipe van 'n alien gedroogde skilpaadjie vibe. Okay? Net jy sien dit, hulle sien dit nie hoor. Okay, dan hou jy nou hom hier onder vas, dan maak jy hierdie oop. Laat hy so oop gaan as ook die ander kant. Oef, die wintervingers. Oeg. Wil nie so werk nie. Kyk, dan vou jy dan lyk hy nou so. Dan vou jy die hoekie om en die hoekie om. En dan maak jy hom oop hier. Laat hy gaan. En dan druk jy die hoekie binne in tussen die twee goedjie in. Om hom eintlik basies vas te hou, nee. So dan as jy hom plak, dan maak hy so 'n bekkie. En dan kan jy hom nou druk soos jy hom wil hê, om bietjie uittrek, om bietjie in 'n vorm in. Ek het nou hierso ook so 'n bietjie gedruk, dan begin hy body kry basies. Okay, so sal jy gou hier plak. So daai is nou die een plak word binne gedoen. Onthou? Glue gun is magic. Ja, glue gun verseker. Dit is jou beste maat. Ja, ek moet sê, ek dink nie jy sal dit met 'n ander gom kan doen nie. Jy sal kan, maar bedoelend vir hoe vinnig mense dit wil doen,
is glue gun definitief jou beste, die Ek moet- fast drying. Ek moet sê saam met die kransie was hierdie ook nogals challenging want jy brand jou vingers met 'n glue gun, Ja. dan moet jy maar eerder los. Okay, dan maak dit nou so 'n bakkie. Dan plak jy dit uit teen 'n stokkie of jy kan net 'n gewone, hier's net 'n gewone blom wat jy as tafeldekor kon gebruik het. So, Ek wil net gou sê oor die stokkie, 'n Chinese takeaway stokkie werk die beste want hy's so klein bietjie dikker. Mens kry nou natuurlik by hardeware winkel, ja, so die ja. dit stiek. Hierdie is nou 'n stokkie van die hardeware winkel, maar hierdie is 'n stokkie van 'n Chinese winkel. So gaan kry vir jou Chinees, En as jy dit in jou ryker indruk, dan Dan- jy 'n stokkie hê. dan druk hy lekker saam met jou ander blomme in. Ja. Ryker was ook 'n hoogtepunt van my troue wat ons die aand voor die tyd gemaak het actually. Mm. Ek sê toe 'n klein bietjie vergeet dat ek moet blomme hê. So toe dit is die samesyn was so mooi Ja. van die troue want daar sit ons almal op my kombuisvloer en bou ryker. En die mooiste ryker, dit was so cool. Kom ons rondom gou af. Wys gou vir hulle wat doen jy om hom af te rond. Okay, so jy trek na jou blommetjie, bietjie of hom bietjie in, doen wat jy moet. Origami is geweldig cool en trendy 10 jaar terug gewees. Ek is nie seker wat die trends lately is nie. Dan is ek baie lief vir knopies, vir net 'n bietjie detail of so. Jy kan ook onder aan die stokkie net om hom bietjie af te rond. Jy kan jou kleurskema dan nou met die tou inbring. Enige raffia tipe grofferige toutjie. Dan vir onder net om hom af te rond. So dan vat jy nou enige knoop, wat ook al jou kleurskema is of 'n knoopie wat vir jou mooi is of wat ook al. En dan plak jy hom daar waar die klomp blommetjies bymekaar kom. Ek is hier besig met die Okay, so tou wat jy net so lekker aan die onderkant kan doen. dit veroorsaak ook meer stability dat jou blom net bietjie meer mooi pof en ja, nie lendelam is nie. En dan ja, dan werk mens hom lekker so af dat hy lekker teen die stokkie is en dan rond mens hom af met 'n knoopie in die middel. Kom ons vat Attention to detail sê hulle. 'n geel knoopie sommer. Ooh. Dit was my least favorite, maar toe. Maar toe maar my ook. Okay. Lag bietjie daar. Daai's baie cool. En voilà. Daar sy. Wys gou vir hulle die gekleurde ene. So hierdie het ek sommer net mee gespeel na 10 jaar. So jy kan jou kleurskema deurtrek deur dit in te bring in die origami. Het sy dit alles dieselfde kleur is, pastelkleure, helder kleure, tydskrif, ou boek, hoe ook al dit sê, en dan kan jy dit ook sprei as jy sou wou. Ja, ek dink dit is wat ek nou vir hulle wil wys wat baie lekker is. Sou jy dit 'n kleur wil gee, dan gee mens 'n kleur sommer so van die kant af. Daai's nou 'n silwer wat nou natuurlik gaan optel en dan maak jy hom nou klaar met 'n kleur van jou keuse. Hierdie maak nou so, dis is veronderstel om cream te wees. Dis geel. Hierdie was 'n groot flop geweest. Dames en here, terug na die ateljee. Chin! Baie dankie dat jy ingeskakel het en geluister het na Seremonie Monster Potgooi, waar ons behoorlik die pot gegooi het. Annemieke, baie dankie dat jy so oop en eerlik en rou hier kom sit het. Ek weet jy hou nie van voor die kameras nie, jy hou eerder van agter die kameras. 100%. Maar jy is beeldskoon. Jou hart is eg en so mooi en ek wens soveel mense kan jou ontmoet en net sien met wie ek nou hier te doen het. Dankie dat jy gas op my eerste reeks was, eerste seisoen. Dit is vir my regtig 'n voorreg om hierdie gesprek met jou te hê. Nie gesprek wat ons elke dag het nie, maar hier het ons uit die platform en ek het jou ook regtig so 'n bietjie beter leer ken wat dit aanbetref oor jou egskeiding. Absoluut. En dit was vir my regtig lekker en dankie dat jy hart kom oopmaak het en met ons kom deel het. Baie dankie. Dit was vir my baie lekker en ek voel meer mense moet dit weet en oop en eerlik wees oor hulle emosies. Life happens. Life's tough. And pick up the pieces and go. En ek hoop regtig dat hierdie episode baie mense sal inspireer om pick up the pieces and go. Volg ons op sosiale media vir nog episodes waar ons die stories agter die troubedryf ontdek. En onthou, die mooiste troues is nie altyd die duurste nie, maar die waar liefde 'n ware belegging is. Tot 'n volgende keer, totsiens.